Welkom by ons Pinksterfees. Dankie dat jy vandag saam met ons op hierdie besonderse manier inskakel en saam met ons deel is van hierdie groot feesviering. Ek en Leon het vandag die geleentheid en eintlik die groot voorreg om saam liturge van hierdie erediens te wees, waar ons saam die Here gaan aanbid en saam julle gaan begelei in hierdie feesoomblik. Ons gaan 'n hele paar tekste saam lees vandag en ons wil jou graag nooi om saam met ons op reis te wees. Saam met ons te leer en te ontdek oor hoe die Heilige Gees werk en waartoe die Gees van God elkeen van ons lei. Vandag is Pinkstersondag, waar ons terugdink aan die uitstorting van die Heilige Gees. God wat nie net nader kom nie, maar in ons kom woon. Gemeente van die Here, ons vier Pinkster saam. Die dag waarop God homself aan ons op 'n nuwe manier kom bekend maak het. Karl Barth, 'n bekende teoloog, skryf: die Heilige Gees is God self in aksie onder mens. Ons vier dit saam vandag en ons nooi jou om saam met ons intentioneel deel hiervan te wees. Ons krag kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die God wat mens geword het, Immanuel, by ons. Die God wat in sy Gees, deur sy Gees, in elkeen van ons woon. Genade en vrede vir jou van God die Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dank U vir Pinkster, vir die gawe van die Gees, vir die teenwoordigheid tussen ons gewone mense. Ons erken vanoggend, ons harte raak maklik moeg. Ons geloof raak soms stil. Ons hoop raak soms dun. En tog kom U steeds nader. U Gees maak Christus nie net bekend aan ons nie, maar teenwoordig in ons. En daarom vra ons, soos wat ons hier saam is, op hierdie besondere manier, maak ons harte oop vir U. Waar daar vrees is, bring vrede. Waar daar hardheid is, bring sagtheid. Waar daar verdeeldheid is, eenheid. Waar daar moegheid is, blaas weer lewe. Leer ons vandag om nie net oor die Gees te sing en fees te vier nie, maar om deur die Gees gevorm te word. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons diens vandag by die kerk is 'n lofprysingsdiens waar ons saam liedere tot eer van die Here gaan sing. En ons wil jou graag nooi om saam met ons deel van hierdie diens op hierdie besondere manier te wees. En wanneer jy klaar hierdie diens gekyk het, om dalk selfs ook 'n paar liedere aan te sit en op jou besondere manier saam met ons fees te vier. Ons wil nou ook geleentheid gee waar ons vir 'n oomblik die Here dien met ons dankoffers. So daar waar jy by die huis is, wil ons jou nooi om met die Here in gesprek te wees oor dit wat jy moontlik kan gee. Jy kan op die kerkkalender of op ons webtuiste kyk vir die bankbesonderhede. Geliefdes, Pinkster gaan nie oor die Heilige Gees nie. Pinkster gaan oor die Vader, die Seun en die Gees. God, drie-enig. Dit gaan oor God se plan om die gebroke verhouding tussen ons en hom te herstel en ons weer ware mense te maak wat kan lief hê en omgee en met deernis kan lewe. Die uitstorting van die Heilige Gees wat ons vandag vier, is die vervolmaking van God se heilsplan. En ons lees daarvan in Efesiërs 1 vers 13 tot 14.
In hom, dis in Jesus, is julle toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van sy heerlikheid. Die inwoning van die Heilige Gees in ons verseker vir my as gelowige, vir jou as gelowige, as kind van die Here, dat dit wat Jesus gedoen het, waaragtig waar is. Dat God ons aanneem as sy kinders. Die Heilige Gees, God in ons, help ons ook om hierdie nuwe lewe nou te leef tot God se eer, sodat God die eer ontvang wat hom toekom. Met die Gees wat in ons woon, kry ons dus nou reeds die voorsmaak van die ware lewe, die ewige lewe, die volmaakte lewe wat God vir ons bedoel het, die volheid van die lewe saam met God. Want geliefdes, onthou, God wil jou nie net van die sonde vrymaak nie. Hy wil vir jou help om waarlik te lewe. En hy wil in 'n lewende verhouding met jou leef, want hy is liefde. Hiervan, van hierdie liefde van God, verseker die Heilige Gees ons daagliks. Hiertoe help die Heilige Gees ons om lief te hê en te leef tot eer van die Here. Ons het gehoor dat die Heilige Gees ons waarborg van ons erfenis is. Die waarborg dat ons vrygekoop is, vrygemaak is. In Johannes 14, vanaf vers 16 tot vers 17, lees ons van die Heilige Gees as ons parakleet. Lees saam met my. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Die Heilige Gees is nie net ons trooster nie. Die Heilige Gees is God by ons, nader aan ons as wat ons aan onsself kan wees. Hierdie verse wat ons nou net gelees het, word afgesluit waar Jesus self sê, ek sal julle nie wees agterlaat nie. Dis 'n besondere sagte beeld. 'n Beeld wat vir ons kom bevestig, ons is nie alleen nie. Ek en jy is nie alleen nie. God is met ons. En Jesus gebruik die besondere woord parakleet, wat Grieks is vir die beskrywing om naby aan iemand te wees, saam met iemand te loop, iemand verder te lei. En in ons teks kom hoor ons, God is by ons, hy lei ons verder. Jesus gebruik baie spesifiek hierdie beeld van ek sal julle nie wees agterlaat nie, en hy praat van die parakleet, juis omdat die disippels bang was vir die alleen wees, bang was vir die alleen agtergelatenheid. En Jesus kom bring hierdie vertroosting, hy is by ons, deur sy Gees, lei hy ons verder, sodat ons nie alleen sal wees nie, maar dat ons ewig sal weet, God is met ons. Die Gees vat dus nie Jesus se plek weg nie, maar dit bring Jesus juis nader, nader as wat ons aan onsself kan wees. Ons is nie alleen of alleen agtergelaat nie, God is met ons. Het ons die Heilige Gees nodig? Of kan ons sonder die Heilige Gees lewe?
Was die woorde wat Jesus gespreek het en wat in die Bybel neergeskryf is dit nie genoeg nie? Nee, sonder die Gees sou die woorde van Jesus ons ontgaan het. Want die Heilige Gees leer en herinner ons aan alles wat Jesus gedoen en gesê het. Ons lees daarvan in Johannes hoofstuk 14 van vers 25. Dit het ek vir julle gesê terwyl ek nog by julle gebly het. Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Die disippels en die ander skrywers van die Nuwe Testament word juis deur die Gees herinner aan alles wat Jesus gedoen en gesê het. Die Gees is ook die voortgesette teenwoordigheid van Jesus by ons. Hy sit die werk van Jesus in ons voort. Dis die Gees wat daardie hartsverandering in mense teweegbring. Nou, nadat die Gees uitgestort is, het die eerste disippels begryp wat Jesus se lewe, sy lyding, sy dood en sy opstanding beteken. En daarom gaan hulle en hulle vertel dit, hulle preek dit, hulle skryf dit, maar bo alles, hulle leef dit. En so begin hulle dit regkry, om God se koninkryk te laat kom in hulle eie lewens, in ander mense se lewens, deur die Gees wat Jesus se leringe in hulle lewens laat grondvat. Want alles verander nadat Jesus gekom het. Nadat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Nadat ons vrygemaak is om vir God te kan leef. Nou gelukkig help God ons om die Jesus manier van lewe te leer leef. En elke dag meer en meer te leef. Het ons die Heilige Gees nodig? Ons het die Gees brood nodig. Ons het gehoor en ons is herinner dat Jesus Christus ons kom leer het, vir ons kom wys het wat God se Vaderhart is. Die Gees kom onderrig en lei ons verder. En ons staan nou stil by waarin die Gees ons kom onderrig en verder lei. Die Gees kom herinner ons dat ons vry en nuut gemaak is. En ons lees daarvan in Romeine 8 vers 1 tot 4 wat sê: Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Jesus Christus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit is waartoe die wet, verswak deur ons sondige aard, nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun, vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word, ons wat nie volgens die sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Sien die wet wat elkeen van ons ken, 10 gebooie wat God vir Moses daar in die Ou Testament kom gee het, was 'n wet wat veronderstel was om ons vry te maak, vry van hierdie wêreld en sonde. Die Gees wat ons nou ontvang, wat ons oor fees vier, kom doen wat die wet nie kon nie. Hy verander nie net ons gedrag van die buitekant af nie, maar die Gees kom verander en vernuwe my en jou van binne af. En dis waarin ons vryheid en ons vrygekooptheid, ons verlossing lê, is die feit dat God juis ons kom nuut maak. Deur sy Gees kom herskep God elkeen van ons, soos ons in verhouding
met God leef. Pinkster beteken vryspraak en vernuwing. In Christus is daar geen veroordeling nie, en deur die Gees kry ons krag om anders te leef. Anders as voorheen, anders as die wêreld, juis sodat ons aan ons vrug geken kan word. Hoe lyk 'n lewe wat nuut gemaak is deur die Gees? Hoe lyk 'n lewe waarvan die Gees 100% in beheer is? Dis 'n lewe waarin die vrug van die Gees sigbaar is. Die bekende Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Geliefdes, as ons deur die Gees lewe, dan help die Gees ons om so te leef soos wat Jesus van ons vra. Ons sal dit nooit regkry om in ons eie krag die Jesus lewe te leef nie. En daarom is dit so belangrik om op te let na wat hier staan, dat dit die vrug van die Gees is. Dis nie die vrug van my lewe nie, dis die vrug van die Gees. Daarom onthou, die vrug van die Gees was nooit bedoel as 'n lys van dinge wat ons moet doen nie, of dinge wat ons moet probeer doen nie. Dat ek vir myself kan sê, as ek hierdie 9 dinge reg kry in my lewe, dan het ek dit gemaak tot in die hemel nie. Nee, dit is die vrug van die Gees. Juis in diegene wat in pas bly met die Gees, wat leer leef soos Jesus saam met die Gees. In daardie mense, in ons, is dit die vrug wat die Gees voortbring. Wat vra dit van ons? Dit vra van ons om in pas te bly met die Gees, om bewus te bly van die Gees en te weet dat God deur sy Gees in jou woon. En daarom luister jy. Daarom gee jy aandag aan die Gees se fluistering in jou lewe. Hy wat jou leer en herinner aan Jesus se woorde en Jesus se lewe. En dan, soos wat ons verhouding met God groei en bloei, so bring die Gees sy vrug in jou en my lewe voort. Die Gees kom rus ons dan uit toe, om met ons gawes die liggaam van Christus te dien. Ons is nie gemaak om vir onsself te leef nie. Ons ontvang nie die Heilige Gees sodat ons oor onsself kan roem nie, maar juis oor Christus. In 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7 lees ons: Daar is 'n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is. Dis die een Gees van God wat in en deur elkeen van ons werk. Elkeen van ons kry verskeidenheid gawes, myne anders as joune. Maar saam word ons bymekaar gebring deur hierdie een Gees, juis sodat ons mekaar kan dien.
Juist sodat ons die liggaam van Christus kan uitbou en in sy koninkryk die liefde van God ons Vader kan leef en kan sigbaar maak. Ek kan dit nie uit my eie krag uit doen nie. Net deur die werking van die Gees kan ek tot diens in die liggaam van Christus wees. Nie tot my eie voordeel nie. Nie sodat mense my kan sien en kan sê, ja, maar Sharnay het daardie werk gedoen nie. Nee, ons ontvang juis hierdie genadegawes, hierdie gawes van God af, sodat ons in sy liggaam kan werk en diensbaar kan wees, sodat die mense, die wêreld, na ons, sy liggaam kan kyk en kan herken en kan bely en kan roem in die Here, ons Jesus. Want so lief het God die wêreld gehad. Hoe sal die wêreld weet van God se liefde as ons hulle nie gaan vertel nie? Hoe sal die wêreld weet van God se liefde as ons nie liefhet nie? Die Gees gee ons die krag om te getuig van God se liefde vir die ganse kosmos. Handelinge 1 vers 6 tot 8. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra, dis nou die disippels, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het vir hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Van die begin af het God die hele wêreld in die oog. Selfs Abraham moet 'n lig tot verligting van die nasies wees. Die Here se disippels het deur die eeue sy evangelie verkondig. Die kerk, ons, het nog altyd verstaan dat die evangelie gedeel moet word. Dat ons getuies moet wees van God se liefde en God se genade. En ook hiermee help die Heilige Gees ons. Want sonder die Gees ontbreek hierdie getuienisdrang by ons. Hou ons te maklik die goeie nuus net vir onsself. Maar die Heilige Gees is nie vir ons gegee net vir 'n innerlike ervaring nie, net sodat ons harte moet warm word nie. Nee, God se liefde is so groot dat hy dit vir die hele wêreld wil wys, wil gee. Hy wil net meer en meer en meer van sy liefde gee. Daarom deur God se liefde, wat deur die Gees in ons harte gewerk word, kan ons leef en kan ons getuig en sien mense dit en begeer mense om ook hierdie liefde te ontvang. Want geliefdes, die mens is nie geskep om te haat nie, maar om lief te hê. Deur die Gees is ons nou God se hande en God se voete in hierdie wêreld om sy liefde uit te deel. Ons nooi julle om julle wyn of sap en brood gereed te kry, soos ons nou saam aan tafel sit en saam ook die nagmaal vandag vier. Voordat ons saam aan die tafel van die Here sit, wil ons graag ons geloof in hierdie Here, God drie-enig, Vader, Seun en Gees, bely deur 'n besonderse belydenis vandag saam te bely wat Herman Bavink geskryf het, en ons nooi jou om daar waar jy ook al is, saam hierdie woorde te lees en hardop te bely. Ek glo in 'n geheimsinnige iemand wat naby my is, wat binne in my is, wat my armsalige gespartel en gespook sien, en wat my dan stilletjies vashou, en my ongemerk van binne uit weer innerlik krag gee. Ek het dit vele male in my lewe ervaar,
as ek wegsink en meegevoer word deur die strome van die lewe, wat my na onder wil trek. Maar ek het ook in beslissende momente in my lewe ondervind, dat ek opgetel en hoog bo die water gedra word. Daar was oomblikke dat ek my Bybel sou oopslaan en elke woord daarin vir my dof en vervelend geklink het. Maar ek het ook oomblikke beleef waarin die woorde as te ware op my afspring, waarin dit geglinster en my lewe vul. En altyd weer was ek oortuig dat daar iemand in my moet wees, iemand wat my vashou, iemand wat my saggies maar ferm in die arms toevou. Ek glo in die Heilige Gees. Geliefdes, ons het die voorreg om aan te sit by die tafel van die Here. Met Pinkster vier ons dat God sy Gees aan ons gegee het. Nie net om by ons te wees nie, maar in ons te woon en ons saam te bind as die liggaam van Christus. Die nagmaal is 'n gemeenskapsmaal waar ons juis hierdie saam wees met mekaar vier. Wanneer ons nou die brood breek en die beker met mekaar deel, onthou ons dat Jesus Christus sy lewe gegee het, sodat ons die nuwe lewe kan ontvang. Deur sy dood en opstanding het hy die nuwe verbond tot stand gebring, en deur die Heilige Gees word ons deel gemaak daarvan. Die Gees herinner ons aan Jesus se woorde, die Gees vorm ons na sy beeld, en die Gees bring ons saam as een familie, verskillend, maar verenig in hom. So word hierdie tafel nie net 'n tafel van herinnering nie, maar 'n tafel van 'n lewende ontmoeting met die Here wat self deur sy Gees hier teenwoordig is. Kom dan na die tafel met dankbaarheid en met verwagting. Die brood wat ons breek is 'n teken van Christus se liggaam wat vir ons gebreek word. Die beker wat ons drink is 'n teken van sy bloed wat vir ons vergiet is. So verkondig ons deur die brood en die wyn die dood van die Here totdat hy weer kom. So onthou ons dit as mense wat reeds deur die Gees nuut en lewend gemaak is. Die brood wat ons breek, herinner ons aan die liggaam van Christus, wat vir my en jou gebreek is. Neem dit, eet dit, en dink daaraan, dat jy volkome met God versoen is. Geliefdes, die beker van danksegging is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Ons bid saam. Here Jesus Christus, ons dank U vir hierdie tafel, vir die brood en wyn, vir genade wat sigbaar en tasbaar word. Ons dank U vir die Heilige Gees wat ons geloof wakker hou, wat ons herinner aan die liefde wat ons telkens terugbring na U toe. Dankie Here dat ons U vandag weer kan beleef, dat U ons voed, nie net met brood nie,
maar met hoop. Maak ons nou mense van vrede, mense van waarheid, mense van liefde, mense wat die vrug van die Gees dra in hulle huise, ons gemeentes, ons werkplekke en tot die uithoeke van hierdie wêreld. En wanneer ons hier uitstap, waarheen ons ook al beweeg, laat ons nie net onthou wat ons gehoor het nie, maar leef soos mense in wie die Gees woon. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Afkondigings vir die NG Kerk Grootbrakrivier vir die week 24 tot 31 Mei 2026. Sondag 24 Mei 2026. Daar is geen leefkerk vanaand nie as gevolg van die gesamentlike Pinksterafsluiting. Sondag 24 Mei 2026. Gesamentlike Pinksterafsluiting om 3:00 die middag, gelei deur Dominee Leon Cronje in die AGS Kerk Grootbrakrivier. U word uitgenooi om die diens saam met ons by te woon. Daar sal verskeie kore en ander items wees om die program vol te maak. Ons kom 14:30 hier by ons kerk bymekaar en vertrek dan saam na die AGS Kerk. Dinsdag 26 Mei 2026. Die kerkraad vergader om 17:30 in lokaal 6 onder voorsitterskap van Willem de Pre. Ons vra asseblief u voorbidding vir die vergadering. Woensdag 27 Mei 2026. 4:00 die middag is daar 'n blokbyeenkoms vir blok 23, dis Groenkloof Reebok, en blok 24 Reebok Village by Groenkloof Reebok se eetsaal. Die kontakpersoon is Heloïse van der Merwe en haar nommer is 082 924 9883. Kooroefening by die orgel om 16:45. Marida se nommer is 082 471 0751. Donderdag 28 Mei 2026 is daar weer 'n bloedskenk geleentheid vanaf 2:00 die middag tot 7:00 die aand in die kerksaal. Kontak vir Christo Smit op 083 447 9891. Sondag 31 Mei 2026. Die erediens is om 9:00 en dit word gelei deur Dominee Sharnay Viljoen. Dis die biddag vir ekologie. Geen kleuterkerk. Ouers is welkom saam met die kinders in die konsistorie. Daar is wel kategese. 'n Spesiale offer vir Ramot by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Die Groenkloof preek om 10:00 is digitaal. Die Leefkerk om 5:00 die middag in die kerksaal word gelei deur Dominee Sharnay Viljoen. Neem asseblief kennis. Ons herinner u dat die eredienstye skuif na 10:00 tydens die maande van Junie, Julie en Augustus. Bedieninge. Die eiendomsbediening. Baie dankie vir u geduld met die stikkende plafon. Foutopsporing is afgehandel en 'n kontrakteur is aangestel. Ons hoop om die herstelwerk binnekort af te handel. Die getuienisbediening. Deurlopende behoeftes vir getuienisprojekte. Baie dankie vir al die kunsvleitbenodighede ontvang. Ons het vereers genoeg voorraad. Met die koue winterseisoen op hande is daar groot nood vir duvet-inners, komberse en duvet-oortreksels.
Baie dankie by voorbaat vir u omgee vir ons oupas en oumas in Wolwedans. Neem kennis. As u enige iets van ons WhatsApp broadcast groep wil weet of enige onsekerhede daaroor het, kontak asseblief vir Hendrik Saaiman wat ons kommunikasiebediening lei by 073 319 9807. Blokindeling. Die nuwe blokindeling is weer beskikbaar in die voorportaal indien u nog nie weet in watter blok u val nie. FEBA Radio Suid-Afrika. Ons gebed hierdie week vir FEBA en die FEBA luisteraars is: prys God dat hy die gees van waarheid gegee het om ons te help bid. Bid dat hy in luisteraars se harte sal werk, waar hulle ook al vandag 'n FEBA-uitsending hoor en hulle sal aanspoor om oor te gee aan Christus. Die webwerf nggrootbrak.co.za. Nuut op 24 Mei 2026. 1. Die erediensbediening. Kry die skakel na die YouTube erediens van 24 Mei 2026 deur Dominee Leon Cronje en Dominee Sharnay Viljoen. Skakels na die Pinksterdienste van 17 tot 21 Mei wat gelei is deur Dominee Leon Cronje is ook op die webtuiste beskikbaar. 2. Die getuienisbediening. Die nuutste nuusbrief van Lenet uit Madagaskar is beskikbaar. 3. Bybelstudiereekse. Skep asem vir vandag is 'n heerlike positiewe begin vir elke dag. Die weeklikse stof tot nadenke se tema is loof en prys hom. Die weeklikse afkondigings, asook lief en leed, is op die webtuiste indien u wil seker maak van enige iets. Ons leraars is Dominee Sharnay Viljoen en Dominee Leon Cronje. Die kerkkantoor se adres is Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525 en die telefoonnommer is 044 620 2205. Die webadres is www.nggrootbrak.co.za. Ons dank u vir u volgehoue bydrae en u ondersteuning van die werk van die Here.